Pa Piet het altyd gesê, die wiel draai, François, die wiel draai. Hy het dit dikwels gesê wanneer daar onreg gepleeg is, en dan het hy daarmee bedoel dat die Here dit raak sien, en een of ander tyd sal die leuen uitkom, en die waarheid sal seëvier. Ander kere het hy net bedoel dat 'n mens geduldig moet wag. Vanoggend wil ek graag met u stil staan by die lewe van Josef en by sy broers en sy pa en hoe die wiel vir hulle gedraai het. En hoe dinge gebeur waarin hulle nooit in hulle wildste drome gedink het nie. En agter hierdie wiel wat vir hulle draai, was God die hele tyd besig om met hulle 'n nuwe begin te maak. Ja, God laat die wiel draai, François. En daarom wil ek u verwelkom by vanoggend se erediens. Dit is vir my voorware voorreg om na 'n lang tyd vir u weer te bedien met die woord van God en met die sakramente. Ja, daai woord wat so lewend en kragtig is. Nou kyk, as dit net ons is wat hier is, gaan daar nou verseker nie veel gebeur nie, behalwe 'n klomp gepraat. Maar weet julle wat? God is hier. En hy groet jou en sê, genade vir jou en vrede vir jou. As ek net daaraan dink dat God my waardig ag en my groet met genade en vrede, dan spring aan my hart blydskap en jubeling, vreugde. En vanoggend gaan ons dit verwoord, is dit verwoord deur die 220. Met ons harte sing ons. Sing gerus saam. Liesel en Gretchen gaan vir ons daarin begelei. Kom ons bid saam. Heilige God, wat 'n voorreg om by U te kan sit vanoggend.
Ek wat 'n sondaar is. Ek met my beperkings. Ek met my beperkte begrip van wat alles tans in die wêreld en met my gebeur. Ek wat soms wonder of hy regtig in beheer is, en ander kere weer so seker is dat hy in beheer is. Ek wat die een oomblik glo en die volgende oomblik twyfel. Ek wat soms sit met 'n verdeelde hart. Ja, 'n hart wat soms aan mense en dinge op hierdie aarde vasgroei en toelaat dat dit my gedrag bepaal. Ek wat dikwels ure en dae laat omgaan sonder om aan U te dink. Ek wat soms so deur mekaar raak en nie weet wat is reg en wat is verkeerd nie. Ja, ek wil eintlik maar net vir U sê dat ek vanoggend smag na U. Smag na U liefde en U waarheid. Smag na nuwe lewe en hoop en koers en krag. So seën ons Here waar ons hier in U naam teenwoordig is. Skenk aan ons U rykdom, skenk aan ons U genade, U goedheid. Ja, spreek Here, U gemeente luister. Amen. Josef se verhaal word vir ons vertel in Genesis 37 tot Genesis 50, 13 hoofstukke. Lees dit asseblief vandag deur as jy 'n tydjie by die huis het. Ek gaan nie die hele stuk lees nie, ek gaan hier en daar 'n gedeelte van die verhaal lees. Nou dis 'n verhaal wat beskryf hoe mense se lewens, Josef, sy pa, sy broers, ook die skinker, die bakker en vele ander mense se lewens begin om al meer uitmekaar uit te val. Tot op die punt dat hulle lewens so flenters raak dat hulle dit nie meer kan hou nie. Ja, tot op 'n punt dat dit regtig stikkend is. Dat daar baie verwyd en spyt en skuld en woede en teleurstelling is. Klomp leuns, jaloesie, verwyd, selfverwyd en bitterheid wat oor baie jare opbou en nie wil weggaan nie. Bitterheid wat dan later begin oorgaan aan die begeerte om te vergeld. Dis soos 'n ding wat soos kanker vreet aan hulle en hulle net nie laat los nie. En dan natuurlik ook die klomp skuldgevoelens wat oor jare opbou en net nie weggaan nie. Jy kan dit nie onder die mat invee nie. Dinge wat hulle gedink het uit hulle lewens en gewetens sal verdwyn soos die jare loop, maar dit het nie. In plaas daarvan dat dit dowwer raak dit net helderder en skerper. Ja, dit is 'n verhaal van lewens wat afdwaal van God en van mekaar. Mense wat kies om sonder mekaar aan te gaan en sonder God aan te gaan. En hulle wiel draai. Dank die Here, hulle wiel hou nie op met draai nie. Dit draai verder as hulle ellende. God begin met hulle nuut. En dan word dit 'n verhaal waar skuld bely word en waar skuld vergewe word en waar mense van hulle bitterheid bevry word, waar die kanker genees word. Lewens wat dan daarna 'n nuwe koers inslaan. En agter alles, God. God wat werk op maniere wat nie een van hulle in hulle wildste drome, nie eers Josef met sy drome, gedink het nie. Ja, God wat sonde omskep in heil. 'n God wat die slegte gebruik om die goeie te laat voortkom. 'n God wie se doel met mense nie verydel word deur mense se wandade nie. Ja, Genesis 37 begin die verhaal met Josef wat 17 jaar oud is, 'n tiener nê, vol van homself. Ons lees dis net ek en ek en ek. So erg dat hy droom van daai ek en hy vertel dit met lekker kry aan sy broers in Genesis 37 vers 17. Sê hy, ons was op die land besig om gerwe te bind en skielik staan my gerf regop, ek wat Josef is, en julle gerwe staan daar rondom en hulle buig voor myne. Ja, so die broers was nie beïndruk met hierdie beeld nie, die vermetelheid van hierdie laaitjie, nee, hy is van die jongstes en hy doen dit, en dan kom maar 'n afstand tussen hierdie broers, en dan kom 'n afkeer, lees ons. Maar die droom gaan aan, nog 'n droom, en in die droom gaan dit nou nie meer net sy broers wat voor hom buig nie, maar ook sy pa en ma. Hy sê, die son en die maan en die 11 sterre, daar in Genesis 37 vers 9, hulle kom almal buig voor my. Nou raak dit te veel. Jakob gryp in pa en hy sê, verbeel jy jou dat jy en jou ma en jou broers dat ons voor jou moet kom buig? Nee man, ruk jouself reg. Die broers begin hom haat, sy pa bederf hom, trek hom voor, jaloesie tree in, afguns, haat, woede,
En in die broers se harte begin moordgedagtes. Hulle wil hom doodmaak, hulle wil ontslaa raak van hom. En eendag besluit hulle net genoeg is genoeg. Hulle gaan hom in 'n put gooi, hulle sien hom aankom en hy kan maar daar skreeu en soebat en huil, hy kan maar daar doodgaan want hulle wil niks meer met hom te doen het nie. Ons is klaar met Josef. Hulle maak so. Toe hy by hulle kom, trek hulle sy klere uit, kaalgat, gooi hom in die put. Ruk daarna kom daar handelaars verby, slawehandelaars, die Islamiete, en hulle verkoop vir Josef is nog 'n beter plan nie. Nou kan hy nog langer suffer, hy gaan nie maar nie doodgaan van honger en dors en die son wat brand nie, maar ten minste word hy verkoop, hulle is ontslaaf vir hom, hulle gee nie verder om nie. Hulle weet in elk geval, slawe maak dit nie lank nie. Soos vir Josef vergoed uit hulle lewe uit. En as hulle van hom ontslaa, nog met 'n bietjie wins in hulle sakke. Die wiel het vir jou gedraai, ou Josef, nee, kry vir jou, jy wou mos. Dan gaan hulle terug huis toe en dan gaan vertel hulle leuns vir hulle pa. Hulle sê, pa, ons het nou Josef se bebloede klere daar in die veld gekry en roofdier het hom seker opgevreet. Dit is verskriklike swaar nuus vir Jakob. Sy witbroodjie is dood, dis tragies. En die broers lewe saam met hierdie skuld en hierdie leuen vir die res van hulle lewe. Ons stel die verhaal later weer op. Josef, sy pad loop anders as wat hy gedink het, niemand buig vir hom nie. Trouwens, hy word verkoop, hy is nie meer 'n kind nie, hy is nou 'n slaaf, 'n gebruiksitem. Sy spesiale klere is afgestroop, van hero na zero, kaal. Almal kyk hom uit. Ja, sien, dis 'n fris mannetjie hierdie. Hy het seker 'n bietjie geoefen in sy pa se gym daar op die lande en hy sal miskien 'n goeie handearbeider wees en wanneer hom op die mark opvuil word hy gou verkoop aan Potifar die Egiptenaar. Want hy sou hard kan werk, nee. Skielik is Josef se lewe in 'n warboel. Hy kan nie eers die Egiptiese taal verstaan nie. Hy weet nie waar hy is nie. Hy weet nie wat van hom gaan word nie. Skielik is hy in hierdie groot menswêreld wat hom totaal en al onkant vang. 'n Wêreld wat vir hom onbekend is. En hy wonder seker, wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom is ek hier? Daar's spyt, daar's woede teenoor sy broers, haat en dan ontstaan daar 'n verterende vuur eendag. Ek gaan hulle terugkry. Aan die ander kant bid hy. Hy vra en hy soebat, hy smeek, Here, hoor my, help my, verlos my. Onthou, ten minste kom hy uit 'n Christelike huis uit, as ons dit in vandag se taal kon omsit. Maar sy gebede loop op niks uit nie. Hy verstaan nie. Hy is kwaad. Hy is teleurgesteld. Hy het meer vrae as antwoorde. En hy besef, hoor nie, as ek wil lewendig bly, moet ek maar my hande uitsteek, moet ek maar my kant bring. En daarom begin hy hard werk. En weet julle, dit werp vrugte af. Potifar vertrou hom later met sy hele huishouding en dis 'n bietjie hoop wat hier in Josef se hart opstaan, maar op 'n dag, net toe Josef nou bietjie besig om moed te skep en dinge begin beter gaan, toe lê Potifar se vrou by Josef aan. En hy skrik en hy hardloop weg. Genadiglik besef hy dat hy kan nie hierdie verkeerde ding voor die Here doen nie. Hierdie vrou is natuurlik woedend. Sy laat roep haar man en sy jok vir hom, sy sê, Josef het haar probeer verkrag. Wat 'n beskuldiging. En op hierdie vals beskuldiging is Potifar woedend en hy verhoor nie eers vir Josef nie. Hy vat sy vrou se woord en hy word dadelik in 'n gat in die grond gegooi. 'n Tronk noem hulle dit, maar is eintlik maar 'n hoel. En daar val Josef se lewe weer in duie. Alles weg. Die bietjie hoop wat daar was, gone. Zero. 10 jaar. 10 jaar van vra en bid en woede en verwyd. 10 jaar van planne beraam, as hy ooit hier uitkom, gaan hy hulle kry. Eendag, na omtrent 10 jaar, beland 2 van Farao se grootste diensknegte in die tronk, die bakker en die skinker en Josef, die mindere slaaf op daai stadium, moet hulle versorg. Hulle droom drome, hulle is ontsteld oor die drome. Josef vra waaroor is hulle ontsteld, hulle vertel vir hom die drome en dan lees ons dat die Here vir Josef die vermoë gee om die drome uit te lê en 3 dae daarna word die uitleg van sy drome waar. Die bakker word doodgemaak, die skinker se lewe word gespaar en hy word in sy amp herstel. Ons lees dit daar in Genesis 40 vers 21 tot 22. En dan pleit Josef by die skinker, Jesus, as jy uit is, dink aan my. Doen tog 'n goeie woord vir my. Laat my so dink aan die rower langs Jesus aan die kruis wat gepleit het, Jesus, dink aan my.
Anders as daai rower aan wie Jesus gedink het, gebeur daar met Josef niks nie. Hy bly in die gat. Vir nog 2 jaar. En op 'n dag onverwags, kom die soldate daar in, kom haal hom, die koning wil jou sien. Hy vrees vir sy lewe, hy's bang. Wat nou? En dan in Genesis 41 vertel die Farao 'n droom en vra vir Josef om dit uit te lê, en die Here gee vir Josef die vermoë om die koning se droom uit te lê, en dit kom daarop neer dat daar 7 goeie jare gaan wees van oorvloed in Egipte, en dit word gevolg deur 7 jare van hongersnood, erge hongersnood wat die land op sy knie sal bring. En Josef se raad vir die koning is: stel iemand aan wat in die 7 goeie jare die land goed organiseer, en wat die graan wat inkom in daai 7 jaar stoor, sodat daar vir die 7 maarjare en van die hongersnoodjare kos is. En voor Josef hom kon kry, word hy aangestel. Hy is nou 30 jaar oud. 12 jaar in die gat. Nou sê weer die Here. Hy vergeet so 'n bietjie van sy wraak teenoor sy broers, maar dit bly hier in sy agterkop. Intussen trou hy en hy 2 kinders, en toe hy ongeveer 40 jaar oud is, raak die hongersnood baie erg oor die hele wêreld. En sy pa en sy broers daar in die suide, hulle suffer, en hulle hoor daar's kos in Egipte, en dan stuur Jakob 10 van sy seuns om graan te gaan koop in Egipte, en Josef sien, maar dis sy broers hierdie, hy herken hulle, maar hulle herken hom nie. Ons lees dit in Genesis 42 vers 7. En toe spring die haat en die bitterheid en die wraak weer in Josef op, en hy dink, hier is my kans. Nou gaan ek hulle laat boet vir alles wat hulle aan my gedoen het. Hy roep hulle in, hy vra hulle uit, en dan beskuldig hy hulle en sê, julle is spioene. Dis wat julle hier kom doen. Hulle pleit, hulle soebat. Hulle sondes haal hulle in, besef hierdie broers, want ons lees in Genesis 42 vers 21, sê die broers vir mekaar, ja, dit het ons nou van alles wat ons destyds aan ons broer gedoen het. Ons het die angs gesien, toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het ons nie daaraan gesteer nie. Nou sit ons met dieselfde angs. Die Here is besig, sien julle, om met hierdie broers te werk, die wiel draai. Josef aan die ander kant, verlekker om so om hulle te sien spartel, en hy rek die dinge bietjie uit. Hy gryp vir Simeon, een van die kinders, sit hom in die tronk, en hy sê vir hulle, julle het gepraat van julle jongste broer Benjamin, gaan haal hom, kom julle terug, dan sal ek julle een broer vrylaat. Hulle gaan, geskok, hartseer, op pad terug, die volgende skok, hulle sien die geld wat hulle vir die koring moes betaal, is bo in hulle sakke, en Here, wat nou? Sal ons nou vang, is dit klaar met ons, dan word ons beskuldig van diefstal, en al die dinge, hulle vertel vir hulle pa, en sê, pa, ons moet teruggaan, ons moet vir Benjamin saamvat. Jakob weier, hy sê, ek gaan nie 'n tweede kind verloor nie, ek vertrou julle nie. Sjoe. Die verwyt, die bitterheid loop diep, nee. Die skuld loop diep. Maar dan lees ons in Genesis 43, uiteindelik word die hongersnood so kwaai dat Jakob nie anders kan nie, die kos raak op, hulle moet weer Egipte toe. Daar's nie ander uitkoms nie. En Benjamin moet maar saam. En ons lees dat Jakob vir hulle die Lewiete voorlees, daar in hoofstuk 43, nee. En hy sê, julle beter verskoning vra vir die geldgoeders en julle beter geskenke saamvat, en onthou, julle moet vir Benjamin terugbring, hulle beloof dit. Hulle kom daar in Egipte, onthou, hulle weet nog nie as Josef nie. En Josef, is die broers van my weer. Nou gaan hy die skroef bietjie dieper indraai. Die broers vertel oor die geld en maak verskoning, hulle buig voor Josef, en hy nooi hulle vir ete, en daai aand kom buig hulle weer voor Josef. Hy kry so lekker, as hulle nou voor hom kom buig, nee, dit was mos sy droom. Ek het mos gesê, julle dag sal kom. Die wraak is soet vir Josef. Volgende dag vertrek die broers, terug na hulle land toe, en Josef het sy mes so in vir hulle nie. Hy vat sy silverbeker en hy laat dit ongesiens bo in Benjamin se sak sit. En ons lees, hulle was so halwe dag ver op pad huis toe, toe bars daar 'n klein oorlogie los. Dis net polisie en weermaglede waar jy kyk. En hierdie broers word beskuldig dat hulle Josef se beker gesteel het. En natuurlik sê hulle weet niks daarvan, hulle ontken dit. Hier, maak julle sakke oop, laat ons kan kyk. En so waar. Bo in Benjamin se sak, die jongste boetie, is die beker. Tronk toe boetie, dis chaos. Terug Egipte toe. Maar hulle laat nie net vir Benjamin alleen gaan, hulle gaan saam, die gord is nou gaar. Ja, Josef kry hulle daar, hy is woedend. In hoofstuk 44 vers 15, vra Josef hulle, hoekom het julle dit aangevang?
En dan lees ons 'n besondere vers in vers 16 waar Judas sê, wat kan ons vir meneer sê? Wat kan ons antwoord om onsself te verontskuldig? Dan staan daar, God het ons sonde aan die lig gebring. Ons sal almal slawe wees. Hierdie broers knak en sê, ons bly almal. Josef, hy besef dit, maar hy byt vas. Hy sê, jy gaan nog 'n bietjie met julle gal werk. Ek wil julle nie almal hê nie. Ek wil net vir Benjamin, net hy, want hy het my beker gesteel. En dan lees ons hoe hierdie broers pleit, asseblief. Ons pa sal dit nie maak as ons sonder Benjamin daar aankom nie. Hy sal sterf. Ons het lang gelede al een van pa se kinders verlore laat gaan en ons kan nie nog 'n keer nie. Pa gaan sterf en sy dood gaan op ons gewete wees. Hulle pleit. Hulle bely. Hier skielik is hierdie broers kaal gestroop. Hulle verlede het hulle ingehaal en dit raak vir hulle te veel. En se gewend dat hierdie broers se lewe juis op daai oomblik, wanneer hulle besef en hulle sonde bely voor die Here en insien dat hulle sonde oor baie jare hulle eie lewe en ander se lewens verwoes het, dat dit toe is toe hulle lewens begin verander. Josef sien dit. Hy sien hulle spyt. Maar in sy hart is nog haat en woede en bitterheid. Maar hy kan dit ook nie meer hou nie. Volgende oomblik, hoofstuk 45, begin die trane loop. En dan sê Josef vir hulle, ek is Josef. Julle het my verkoop, vers 5. En ek is Egipte toegebring. En julle moet nou nie sleg voel nie. Of bang wees omdat julle my verkoop het nie. Want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Vers 7. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou, sodat baie aan die dood sal ontkom. Wanneer jy God se groter plan begin sien, Josef, dan is die bitterheid weg. Daai dag begin Josef nuut, getransformeer, want hy sien God se plan. Sy broers begin nuut, want hulle is vergewe en hulle skuld is afgeskryf. En die hele familie begin eintlik nuut, want ons lees die seën van die Here hoe dit daarna oor hierdie familie uitgegiet word. Jy sien, wanneer God nader kom en jy hom toelaat, dan vergewe hy jou skuld. Hy reinig jou van al jou sonde. Hy verlos jou ook van die verbittering van jou woede en laat jou verstaan dat hy in beheer is van jou lewe. En dat hy selfs jou lyding kan gebruik om lewens van ander te red. Jou onreg kan hy gebruik tot heil van ander. Ja, menslike wandade kan ons seermaak, maar dit kan nooit God se doel verydel nie. En so word die brug weer geslaan in die verhaal tussen God en mens, as ook tussen mens en mens. So 'n paar dinge om saam te neem uit die verhaal. 1. God is in beheer. Hy bepaal elkeen se lewe, ook die toekoms. 2. God gebruik alles en laat dit in goeie meewerk vir wie in hom glo, Romeine 8:28. 3. God is altyd daar, selfs al dink jy nie so nie. Hy werk. Hy laat die wiel draai. 4. God kom juis na vore, in mense se lewens wanneer jou skuld vergewe word, wanneer jy getransformeer word deur die werk van sy Gees. 5. Kyk na die groter prentjie. 6. Moenie die krag van lyding onderskat nie. Lyding of druk kan jou verander, jou gesindheid. 7. Los die verlede. You can start new memories. Los die oues. 8. Groei is moontlik juis in die moeilikste omstandighede. It's not in the falling down. It is in the getting up. En dan moet ons in die laaste plek ietsie oor vergifnis sê en belydenis. Wat opvallend is in die verhaal, is dat hierdie broers nie vir mekaar vergifnis vra of vir mekaar vergifnis gee nie. Want sien, Josef kom tot die insig dat God hom gestuur het. Dat dit wat sy broers aan hom gedoen het, nie sy broers eintlik se plan was nie, maar God se plan. En daarom aanvaar hy die onreg wat hulle aan hom gedoen het. Hy hoef hulle nie meer te vergewe nie. Ja, die broers kan sleg voel, maar is nie meer nodig nie. Wat sê dit vir ons oor vergifnis? Sien, omdat Josef verstaan dat God hulle daad ten goeie gebruik het, hulle slegte dade, het hy nie meer hulle berou nodig gehad nie. Nou vir ons,
Daar's dikwels die vaste oortuiging dat vergifnis onmoontlik is sonder skuldbelydenis. Jy moet eers ou sien wat berou. Die een moet eers sy sonde teenoor die ander bely. En as ons mekaar vra, maar wanneer vergewe die Here jou, dan is die antwoord ook gewoon wanneer jy jou sonde bely en berou het. En ja, ons voel so teenoor mekaar ook. En ons weet dat iemand, as iemand regtig jammer is, wat teenoor sondigheid, dan is dit alright om te vergewe, maar wanneer het lyk of die jammer te ontbreek, die berou, en as die ding dieper sit is wat ons graag sou wou hê, dan kom die vergifnis maar moeilik. Het is dan wat mense dikwels sê, ek vergewe, maar ek vergeet nie. Hierdie verhaal leer ons dat wat Josef se broer teenoor hom gedoen het, eintlik nie skuldbelydenis en berou nodig het nie. Dit word nie aangeteken hier nie. Wat herstel die verhouding? Die verhouding word herstel nie deur te sê ek is jammer nie. Die verhouding word herstel die oomblik wat Josef raak sien, dat die sonde wat sy broers gedoen het, in die hand van die Here was om lewens te red. Dit wil nie sê dat die sonde ophou om sonde te wees en sonde is sonde. Maar wat die verhouding herstel, is nie berou nie. Dis die insig dat die kwaad wat ander my aandoen, teen die tyd dat dit by my uitkom, het God dit reeds onderskep en is hy besig om die wiel daarmee te laat draai. Jo, is dit nie die nagmaal op sy beste nie. Die Here wat ingryp. Daarom nooi ek u om saam die tekens van die nagmaal te gebruik. Onthou, jy is vergewe. Jy is gered. God is hier, God is daar, God is oral. Bly in hom, vertrou hom, en dat hy alles in jou lewe ten goeie laat meewerk. Ek nooi jou om nou saam met Doreen en myself die nagmaal te geniet. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem dit, eet dit. Dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is vir al ons sonde. Die wyn wat ons nou gaan drink, is 'n teken van die bloed wat Christus gestort het tot 'n volkome versoening vir ons sondes. Neem dit, drink dit en glo dat sy liggaam gegee is en sy bloed gevloei het tot 'n volkome versoening vir al ons sonde. Here God, dankie vir u genade. Dankie dat u ook ons wiel laat draai het, dat u in ons lewe ingegryp het, ons verlos het, van ons nuwe mense gemaak het, en dankie dat ons weet, u laat alles ten goeie meewerk vir hulle wat in u glo. So wat ons nou kom vra, help ons om in u te glo. Amen. Ja, u is die lig wat helder skyn. Vonk 277 en Gretchen en Liesel het dit vir ons voorberei. Julle kan dit gerus saam sing, ons sal die woorde vir julle op die skerm aanbring. U is die lig, selfs al is dit donker. Smile,
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.